My vraag aan jou vandag is, het jy al ooit iets fout gedoen en gewens jy kon dit regmaak? Of het jy al gewens jy kon eerder iemand anders wees? Vandag leer ons 'n bietjie van Jakob, 'n man in die Bybel wat soms verkeerde dinge gedoen het, julle. Maar God het hom steeds liefgehad en hom gebruik om iets wonderliks te doen. Jakob was een van 'n tweelingbroer, hy en Esau. Hulle was baie verskillend van mekaar. Esau was 'n harerige man wat baie lief was vir jag, en Jakob was 'n rustige man wat by die huis wou bly en kos wou maak. Jakob wou graag die spesiale seënwens hê wat die eersgeborenes in daardie tyd gekry het, maar Esau was die oudste gewees. Eendag het Jakob vir Esau getriek. Hy het Esau se eersgeborene reg gekoop vir 'n bak lensiesop. Later het Jakob sy pa Isak bedrieg om die seun te kry wat vir Esau bedoel was. Hy het homself vermom as Esau. Hy het diere se velle gevat en op sy arms gesit, want Esau was baie harerig. Sy pappa kon nie mooi sien nie, so toe hy voel aan hierdie seun van hom, toe is hy vas oortuig dit is Esau. En intussen tyd was dit Jakob wat 'n slim plannetjie gehad het. Esau was woedend geweest en Jakob moes vlug. Hy was alleen en bang, maar een nag het God vir hom 'n droom gegee. Jakob het 'n leer gesien wat van die aarde tot in die hemel strek, met engele wat op en af gaan. Hy het gesê, ek is by jou, Jakob. Ek sal jou beskerm en jou familie vir jou grootmaak. Jakob was so bly oor hierdie droom gewees, want hy het geweet God het hom lief, al het hy foute gemaak. Jare later, toe Jakob teruggekom het om Esau te ontmoet, was hy baie bang Esau gaan hom doodmaak of seermaak. Die nag voor hy Esau gesien het, het Jakob met 'n geheimsinnige man gestoei. Dit was God self. Jakob het nie opgegee nie en God het sy naam verander na Israel, wat beteken hy wat met God stoei. God het Jakob se hart verander en Esau het hom vergewe vir wat hy gedoen het. Hy was sy boetie gewees. Jakob het die pa geword van 12 stamme van Israel, God se spesiale volk. Wat leer ons uit hierdie gedeelte? Ons weet, dis baie lelik dat Jakob sy boetie bedrieg het. Maar hy het dit gedoen omdat hy jaloers was, en partykeer doen ons dinge omdat ons jaloers is, en is nie die regte goed om te doen nie. Gelukkig sien ons dat God by Jakob bly. Hy los hom nie alleen nie, al het hy foute gemaak. Net soos wat ons foute maak en mamma en pappa vergewe ons, of oupa en ouma vergewe ons, so vergewe God ons, maar dit beteken nie ons moet aanhou om die foute te maak nie. 'n Les wat ons hieruit kan leer is, God sien wie ons regtig is. Maar hy gee ons ook 'n kans om te groei en te verander, net soos hy met Jakob gedoen het. Ek dink, ons moet ons oogies toemaak en ons moet bid en vir God vra om altyd by ons te wees, soos wat hy nie vir Jakob verlaat het nie, ons ook nie moet verlaat nie. Kom ons bid saam. Liewe Here, baie dankie dat ons 'n Bybel het wat ons kan lees. Baie dankie vir ons familie en ons vriende. Dankie vir alles wat ons het. Dankie vir die bedjie waarop ons kan slaap, die kussing onder ons kop, dat ons warm water het om in te bad. Jesus, help ons dat ons nie foute maak nie,
En as ons foute maak, laat ons onthou, U het ons steeds lief en U vergewe ons. Here, baie dankie dat U ons lief het, dat ons weet, Jy weet wanneer 'n haar van ons kop afval. Jy weet wanneer ons opstaan, wanneer ons gaan sit en wat hier binne in ons hartjie ons pla. Laat Jou wil geskied elke dag, net soos in die hemel, ook op die aarde. Amen.